Goeiedag en baie welkom weer by jou lewendige dagstukkie nommer 6. En ons tema vandag is: kom buig in eerbied voor God. Psalm 95 vers 6. Kom ons buig voor God en erken hom vir hoe groot hy regtig is. Kom ons kniel nederig voor die Heer wat ook vir ons gemaak het, die boodskap. Dit is beter om klein te word en jouself in stilte voor God te verootmoedig, as wat jy jou naam in die openbaar met 'n plank slaan. Kom buig in eerbied voor God. Kan jy nog onthou wat het die herders en die wyse manne gedoen toe hulle by Jesus gekom het? Hulle het in aanbidding voor hom gebuig. Die interessante is dat die waarskynlikheid baie groot is dat die wyse manne 'n hele ruk na die herders in Bethlehem aangekom het. In die oorspronklike teks word daar verwys hoe hulle Jesus in 'n huis gevind het. Maar eintlik maak dit nie saak waar hulle Jesus gevind het nie. Hulle het nog steeds in aanbidding voor hom gekniel. In Matteus 28 vers 20 het Jesus vir ons die belofte gegee dat hy nie net Immanuel, God met ons is nie, maar dat hy altyd by ons sal wees. In 1 Korintiërs 3 sê Paulus dat ons die tempel van God is en dat die Gees van God in ons woon, in dieselfde volheid waarmee hy in Jesus gewoon het. Op die manier is Jesus en die Gees 'n realiteit en werklikheid in ons lewens, al voel en beleef ons dit nie so nie. Dit beteken dan ook dat Jesus met dieselfde volheid ook in elke ander mens rondom ons woon. Dit is sy krib en sy tempel vandag nog. Soos wat die herders en die wyse manne voor Jesus gekniel het in aanbidding, moet ek en jy ook vandag voor Jesus kniel wat in elke persoon lewe. Of die persoon nou tot eer van God of homself lewe, maak nie saak nie. Die oomblik as ek verby die foute van die persoon kyk, wie het nie foute nie, en ek buig voor Jesus wat in hom woon, dan besef ek dat hy net so kosbaar is vir God as wat ek is, ongeag van ons foute. Dit kan alleen gebeur as ons, soos die wyse manne, die ster volg, ons oë op die ster op God hou. Dan word die stal of die tempel iets besonders, omdat die seun van die lewende God daar gebore en teenwoordig is. Dit gaan nie oor die stal of die tempel nie, maar wie in die stal is. Net so gaan dit nie oor die toestand van God se tempel, ons nie. As ons die ster volg, gaan dit daaroor om by stikkende, gehavende, seer, aggressiewe, hoogmoedige mense tot stilstand te kom. Dit is dan wat ons moet onthou, dat dit nie gaan oor die mens nie, maar wel oor wie in daardie persoon woon, Jesus en die Gees. Dan buig ons ook, soos die herders en wyse manne, voor die Jesuskind, wat nog steeds in die dalk stikkende en vuil krippies van gebroke mense harte lê. En in ons buig voor hom, begin ons dan met ander oë na die goddelike stalmens voor ons kyk. Ware grootsheid is geleë in die vermoë om ander te laat besef dat hulle baie meer is as wat hulle dink en voel oor hulself. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om Jesus in ander raak te sien? Hoe kan ons begin om met ons doen ook die wêreld in te nooi in die stal van ons harte om Jesus te ontdek? Hoe gaan jy vandag in aanbidding buig voor Jesus in die krippies van ander mense se harte? So baie keer sien ek nie die sterre bokant my eie kop nie, Here. Voel ek ook vuil en onwaardig. Dankie dat U verby dit alles kyk en ook in die krib van my hart nog steeds woon. Help my, Heilige Gees,
om ook u ster bo ander en u in hulle raak te sien, sodat ek ook kan buig in aanbidding voor u genade. Amen. Mag die Gees van God vandag en elke dag van ons lewens vir ons die fyn sensitiwiteit en aanvoeling gee, onderskeiding, om ook Jesus in elke mens te kan raak sien. Wees geseënd, hê 'n wonderlike dag. Liefde groete, Charles Botha.